Nou maar goed, as deel van volgens se Voel Goed Vrydag gesels ons met Christian Buys. Nou hy is 'n besigheidseienaar, entrepreneur, industriële ingenieur. Ons gesels volgens oor die Scooternator. Goeiemôre. Goeiemôre. Ja, dankie. Christian, is so lekker om met jou te praat oor die Scooternator. Dit is so 'n interessante idee. So kom ons begin sommer daar, waar het die idee begin? Man, ek sou sê dit was 'n Vrydag aand braai, 4 biere en toe load shedding. So en dit was het ek bietjie gedink, weet wat in my huis het eintlik energie en dis toe wat ek die idee gekry het, maar my kar het is 'n ou Datsun in die garage, hy het 'n 100 kW engine en ek het net 10% nodig van daai kar van my se energie. En ja, dis toe wat ek met die Universiteit van Pretoria 'n bietjie gaan gesels het oor die idee van om mobiliteit en decentralized energy bietjie bymekaar te bring. En ja, jaar later het ek 'n patent ontwikkel en ek het die produksnaam was 'n Carinator en hy's nog daar in my garage. Dis basies, dis baie eenvoudig. Dit was 2 rollertjies en ek trek my kar bo op hierdie 2 rollertjies in my garage. Ek sit die kar aan, ek sit sy cruise control aan met 'n alternator en ek het skoon energie in my huis waar ek my eie kar gebruik. En sy dieselverbruik was eintlik nie te sleg nie. En ek onthou my seentjie uit toe ons die Carinator koppel aan die huis en hy sien pappa se kar se wiele draai en ewe skielik gaan die ligte aan in die huis en sy gesig en toe besef ek wil graag hierdie ding bietjie verder ontwikkel en ek met 'n paar mense gaan praat en ek het agtergekom ek is nie die slimste ou met al hierdie goeters nie, so ek het maar geleer by ander mense by die universiteit. Die WNR is ook baie betrokke. Hulle help met van die tegniese goeters en dis toe nou waar ons die idee gekry het om waar is die energietekort in die wêreld en dit is in Afrika. So om 'n idee te gee, Afrika het oor die 600 miljoen mense wat geen toegang het na elektrisiteit nie, maar wat het mense in Afrika? Hulle het scooters. Daar is miljoene scooters in Afrika. En toe het ons nou die volgende idee was toe om nou te kyk na scooters. Nou scooters, as 'n mens dink aan enige voertuig, 'n voertuig het klaar 'n engine, hy het klaar 'n petrol tank, hy het klaar 'n throttle, hy het klaar 'n verkoelingsstelsel. Dit is basies 'n generator. So voertuie is 80% klaar 'n gedesentraliseerde energieopwekker. En toe het ons nou 'n Scooternator ontwikkel. Nou net so vinnig, die Scooternator is 'n baie eenvoudige konsep. So dit is 'n baie klein en baie ligte en mobiele trekmiddel. So wat jy doen is jy vat jou motorfiets en jy parkeer hom bo op hierdie klein trekmiddel en daar's 'n klein alternatortjie. Jy sit 'n plug in en jy kan 2.5 kW se appliances daarin plak en dit sal werk. Baie eenvoudig. 2.5 kW, dis haardroër. Dit kan werk. Presies, ja. Nee, ja, wanneer ek haardroër gebruik. Die goeie daar by my bly werk om die hele tyd. Hoor jy, dit is nie, mens kan nie sê die Scooternator is groen energie nie, kan jy, want dit gebruik nog steeds fossiel brandstof. Ja, nee, dit is 'n baie goeie vraag. En want meeste mense vra vir my. So dit is natuurlik afhanklik van die voertuig wat jy daarop sit. So as mens nou vat, weet elektriese karre in Suid-Afrika, ons het 'n paar uitdagings met infrastruktuur ensovoorts. En selfs in Afrika, die penetrasie van elektriese scooters is redelik laag, maar dit is afhanklik van die tipe voertuig wat jy op die Scooternator sit. Die Scooternator is heeltemal groen, want hy het nie uitlaatgasse of wat ek al nie. Hy gebruik net die bates van die voertuig wat jy op hom sit. Soos 'n ou fietsdinamo se beginsel basies. Dis presies dit, ja. Nou wie is julle potensiële mark? Ja, kyk, ons kyk natuurlik na 'n markte waar daar 'n hoë penetrasie van scooters is en 'n baie lae energie aksesrate. So in Sub-Sahara Afrika kyk mens na 51% mense wat geen toegang het na elektrisiteit nie. So ons kyk veral na Oos- en Wes-Afrika. Snaaks genoeg, Suid-Afrika het nooit regtig in die scooter en die motorfietsmark ingegaan nie. Daar's 'n paar redes daarvoor, maar ons wil dit graag as 'n pilot gebruik. So ons kyk na Oos- en Wes-Afrika. As mens getalle noem, Suid-Afrika het so tussen 300 en 400.000 scooters op die pad en Nigerië het 8 miljoen. So en dan kyk ons natuurlik na Indië, maar Indië en Suidoos-Asië, die markte verskil bietjie. Hulle gebruik dieselfde tipe elektrisiteit as Suid-Afrika, 220 volt. Maar hulle het nou weer 'n beter energy access rate as Sub-Sahara Afrika, maar hulle het natuurlik 'n baie hoë
penetrasie van scooters. So ons kyk na daai twee markte ook, ja. Jy praat van 22 volt, hierdie skooterryter sit 22 volt huiskrag uit. Presies. Jy plak enigiets daarin. Daar's geen batterye nie. Dit is instantaneous energy. Ja. So die Scooternator is veilig ook vir enigiemand om te gebruik? Absoluut, ja. En dis is 'n baie goeie vraag want veral die ek by die universiteit betrokke geraak het. Toe sê hulle die eerste ding wat jy moet ontwerp is kry ten minste 20 basiese ontwerpbeginsels vir beveiliging. En dis beveiliging vir die mens self. Ja. Dit is vir die Scooternator, die motorfiets en dan die appliances wat jy daarin plak. So dit was ons eerste design principle vir beide die Scooternator en die Carinator, ja. Jo, dis interessant. Ek het al lank al gedink of dit goedkoper gaan wees om dalk net my kar te start nie, maar daar is dit nou. Nou hoor hierso, as 'n mens nou bedink in die toekoms vir iets soos die Scooternator. In Suid-Afrika as jy sê nie so groot penetrasiepotensiaal nie, maar nou wel in weerskante van Afrika, die Wes en Ooskant. Ja. As 'n mens hierdie ding kan uitrol op 'n groter manier. Wat is die plan in die toekoms? Ja, kyk, op hierdie stadium is ons besig met produkontwikkeling. So die groter plan is ek dink ek is eintlik van die sagteware kant af. So ons het 'n agile approach. Menende ons leer soos wat ons gaan. My slogan vir die besigheid is juis join the journey. So ons weet nie wat ons nie weet nie. So die grootste ding is die markaanvaarding wat ons het altyd gepraat van gesentraliseerde energie wat van die grid af is, gedesentraliseerde energie wat sê net maar huise en estates met solar panels is en hierdie sit nou 'n nuwe dimensie by mobiele energie. So ons weet nie hoe die mark presies die mobiele energie gedeelte gaan aanvaar nie. Om 'n idee te gee as ek na in Davos toe gaan, weet, en serieus daar met hulle solar panels. Almal weet wat solar panels is en almal weet wat is windlaaiers en batterye. En veral nie wat het ek nie. Ek het 'n Scooternator. en net daai hele weet markaanvaarding, ons weet nou nog nie. So ek geniet op hierdie stadium die produkontwikkeling gedeelte. So om jou vraag te antwoord is ek weet nie. Ja, sommer sien wat gaan. Ons vat dit soos dit kom, ja. So wat ek wel kan sê is ons het so 'n bietjie marknavorsing gedoen in terme van en ek het nogal baie hierdie outjies wat jou goeders kom aflewer, jy weet, op scooters. Dan wys ek vir die Scooternator. En die volgende week kan jy sien ja, okay, dan verstaan hulle, maar dan begin hulle so 'n bietjie te dink en 'n bietjie te vra weet hoe verkoel jy dit en al daai goeters. Maar ek dink sekondêre ekonomie gaan hier uitkom. Wat omdat jy 'n mobiele energie het, kan jy baie soos e-hailing, kan jy begin energie verkoop. So as jy nou vat, as jy in Mamelodi sit en daar's ewe skielik load shedding, jy het 'n scooter met 'n Scooternator en 3 huise in die straat wil iemand 'n partytjie hou en daar's nie krag nie. Dan kan jy begin jou Scooternator en hy's baie lig. Jy laai hom letterlik agter op jou motorfietsie en daar gaan jy kan elektrisiteit gaan verkoop waar jy ook wil wees. Ja, so ek dink al daai sekondêre goeder wat jy moontlik kan uitkom is mind-blowing. Ja. Christian, dit is regtig fascinerend om te hoor oor die Scooternator. Ons wens jou alle sterkte toe vir die toekoms van die Scooternator. Ons kan nie sien waar toe gaan nie en dankie vir jou kuier vanoggend. Ag, baie dankie, ek waardeer dit. Daar leer ons almal iets nuuts vanoggend. Dit is Christian Buys vir die Scooternator. Bly net by ons. Ons is terug is tyd vir jou nuus, jou weer en jou finansies.